Hartlik welkom by vandag se begeleide gebed. 1 Korintiërs 12 vers 27 sê, julle is die liggaam van Christus en elkeen afsonderlike lede daarvan. Julle is die liggaam van Christus. Hierdie woord liggaam in Grieks, soma, is 'n baie bekende politieke regs woord wat gebruik is in Korinte, wat hulle baie goed geken het in die kultuur. Die regering het hierdie woord gebruik om die mense op hulle plek te hou. So hulle sou sê dat die belangrike mense, die regering, is die maag en die kop, en die arme mense en die slawe, hulle is soos voete, hulle is nodig, maar hulle is ondergeskik. Maar dan vat Paulus hierdie baie bekende metafoor in hulle kultuur en hy laat die Gees nuwe betekenis gee aan hierdie metafoor. Net voor hierdie gedeelte sê hy hoe die swakker dele onmisbaar is. Die minder sigbare dele ontvang groter eer. God self rangskik die liggaam. Is radikaal, is anders as wat sy kultuur dit verstaan het. Die Gees bou nie 'n piramide met 'n hiërargie nie. Die Gees bou 'n liggaam. In Rome het hierdie liggaam mag regverdig. In Christus openbaar die liggaam genade. Paulus sê nie dat ek en jy behoort aan Christus nie, hy sê dat ek en julle is die liggaam van Christus. Dis nie iets wat ons moet doen nie, dis identiteit, dis wie ons reeds is. Dit beteken Christus kies om homself sigbaar te maak deur gewone mense, deur die ryk mense, deur die arme mense, deur sterk mense, deur swak mense, selfversekerder en mense wat onseker is oor hulle self. Nie deur status nie deur rangorde en hiërargie nie, maar deur sy Gees wat in elkeen van ons woon. So, dit beteken dat ek en jy hoef nie te presteer nie. Ons hoef nie onsself te bewys nie. Jy's reeds ingeweef. Die lewe vloei deur elke deel van hierdie liggaam. Nie een is belangriker as 'n ander een nie. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net stil word met hierdie gedagte. Laat toe dat hierdie behoefte binne in onsself om ons te vergelyk met ander mense en om belangriker te voel, laat dit vir 'n oomblik wegsmelt. Amper soos ys wat smelt. Sien hoe die behoefte binne in jou om belangrik te wees en om jouself te vergelyk met ander mense, sien hoe dit saggies wegsmelt. Dankie Here dat ons nie hoef belangriker te word nie. Dankie Here dat ons reeds deel is van U liggaam. Dankie Heilige Gees dat U kom nou en U gee vir ons lewe. U maak ons deel. Ons is deel van die liggaam van Christus. Heilige Gees, ons bring vandag gemeentes voor U waar mense hulle self meet en vergelyk met mekaar, waar daar kompetisie is wat sleg is. Here, ons kom bid vir gemeentes, spesifiek 'n klompie gemeentes hier in ons area in die ooste van Pretoria, waar die een wil beter wees as die ander een, waar die een hoër geag wil word as die ander. Here, U het vir ons kom 'n liggaam maak. Help ons, Here, om 'n liggaam te wees. Ek kom bid nou, Here, waar daar kompetisie is, bring rus. Here, waar mense hulle gawes gebruik om hulle status uit te beeld, bring nederige vreugde. Here, waar iemand voel hulle is dalk onbelangrik, die voete, Here, kom wys hulle hoe onmisbaar hulle is. Bou U liggaam, Here, nie volgens wêreldse standaarde en strukture nie, maar volgens U Heilige Gees, genade en krag. Hemelse Vader, baie dankie dat U nie gekom het om 'n elite gemeenskap te bou nie, maar 'n lewendige liggaam te kom vestig. Dankie dat U Gees die lewe laat vloei, selfs deur die dele wat ons as minder beskou, Here, is baie keer waar dit die belangrikste is. Here, U is die een wat ons inskakel by hierdie liggaam. Ons behoort
U verbind ons en U gee groei. In die naam van Jesus. Amen.